Verbeel jou vir 'n oomblik, dis 1992. Die ou Suid-Afrika is besig om uitmekaar te val en absoluut niemand weet wat volgende gaan gebeur nie. So vandag duik ons in 'n boek uit presies daardie oomblik, 'n redelik radikale bloudruk vir 'n onsekere toekoms, geskryf presies toe die ou wêreld besig was om te vergaan. Goed, kom ons spring reguit in. Die jaar is 1992 en Suid-Afrika, wel, die land is op 'n mespunt. Die hele politieke landskap is besig om onherkenbaar te verander en vir baie Afrikaners voel die toekoms soos 'n groot, donker afgrond. En dis in die middel van hierdie stormagtige tyd wat hierdie boek gebore is. Nou om hierdie angs vas te vang, begin die boek met 'n baie treffende beeld. Die storie van Kobus. Hy's 'n fiktiewe Afrikaner wat heeltemal verlam is deur vrees. Jy sien, vir hom is die einde van apartheid nie net 'n politieke verandering nie, dis letterlik die einde van sy hele wêreld. Sy enigste reaksie is om die lyke toe te maak. En hierdie Kobus, hy's nie net 'n storie nie, hy's 'n simbool van 'n wydverspreide gevoel van daardie tyd, 'n diep eksistensiële krisis. En dis presies hierdie gevoel van verlamming wat die boek vierkant in die oë kyk. Dit weier om net in die donker te sit en vra eerder die moeilike vraag: as die ou pad doodloop, watter rigting kan 'n volk dan inslaan? So die boek probeer 'n antwoord bied op presies daardie vraag wat Kobus self nie kan beantwoord nie. Die skrywer, Karel Boshoff, hy stel dit baie duidelik. Die einde van apartheid was nie net een of ander politieke skuif nie, dit was die einde van 'n hele wêreldbeskouing. En dis nogal belangrik om te onthou, Boshoff was nie net 'n teoretikus in 'n ivoortoring nie. As die stigter van Urania was hy aktief op soek na 'n praktiese antwoord op hierdie krisis. Hierdie boek is dus sy poging om 'n nuwe pad vorentoe te karteer, een wat nie op die verlede se politieke strukture staat maak nie. Maar, voor jy 'n nuwe pad kan begin stap, moet jy eers presies weet waar jy staan. En die boek dwing die leser om 'n paar baie harde waarhede in die gesig te staar. Dit begin met 'n brutale, ongenaakbare diagnose van presies waar Afrikaners hulself op daardie oomblik bevind het. En die keuse wat die boek voorlê, wow, dis dramaties, byna apokalipties. Daar is geen middelweg nie. Die opsies is basies of om saam met apartheid in die vergetelheid te verdwyn, of om 'n radikaal ander manier te vind om as 'n volk voort te bestaan. Dis regtig 'n alles of niks oomblik. So, die kern van die saak is dit. Die skrywer se argument is dat enige hoop om die verlede se magstrukture te behou 'n gevaarlike illusie is. Om daaraan vas te klou, sê hy, sal ontnigterend en mettertyd verlammend wees. Die heel eerste en ja, die pynlike stap na 'n toekoms is dus om die verlede se mag heeltemal, onvoorwaardelik te laat gaan. Goed, so as politieke mag nou heeltemal van die tafel af is, wat bly dan oor? Is dit die einde? Wel, volgens die boek is dit juis die begin. En dit bring ons by die hart van sy oplossing, radikale wending weg van die politiek en 'n draai na kultuur. Die hele argument draai om hierdie idee. Oorlewing moet heeltemal herdefinieer word. Dit gaan nie meer oor staatsbeheer of politieke mag nie, maar oor die bewaring van 'n lewende, dinamiese kultuur. Maar waar op aarde kry jy die bloudruk vir so 'n massiewe skuif? Wel, die skrywer gaan soek dit in die werk van 'n ware reus in die Afrikaner intellektuele geskiedenis. En dis interessant, die boek probeer nie die wiel herontwerp nie. Nee, dit gaan grawe diep in die filosofiese en kritiese werk van 'n figuur wat dekades tevore al met presies hierdie kwessies van identiteit en mag geworstel het. Juis, die digter en filosoof N.P. van Wyk Louw. En dis sy kritiese denke wat eintlik die hele intellektuele ruggraat van hierdie boek se argument vorm. Okay, so hoe presies word hierdie idees van Louw, wat al dekades oud was, gebruik om 'n bloudruk vir die 90ste te skep? Kom ons breek 'n bietjie die boustene van hierdie nuwe kultuurgebaseerde visie af. Goed, heel eerste is daar 'n sleutelwoord wat ons moet verstaan: volk. In die konteks van hierdie boek en Louw se denke, is dit nie sinoniem met 'n ras of 'n staat nie. Dit is 'n kulturele en taalgemeenskap, 'n groep mense wat deur 'n gedeelde erfenis en 'n deurlopende gesprek saamgebind word. En hier is 'n absoluut kritiese onderskeid wat Louw maak, die verskil tussen 'n kultuurbeeld en 'n kultuurbegrip. Dink so daaraan. 'n Kultuurbeeld is soos om na tradisionele klere in 'n museum te kyk. Dis mooi, dis staties, dis iets van die verlede.
'n kultuurbegrip aan die ander kant is om self die taal te praat, die liedjies te sing, die nuwe stories te vertel. Dis lewendig en dinamies. Die een is dood, die ander een lewe. En vir oorlewing, sê die boek, het jy 'n aktiewe kultuurbegrip nodig, nie 'n museumstuk nie. Hierdie aanhaling, dit is regtig kragtig. Dit wys op 'n soort nasionalisme wat glad nie op dwang gebou is nie, maar op interne debat en oortuiging. Die idee is dat 'n volk se rigting van binne moet kom, deur selfkritiek en 'n oop gesprek, nie deur druk van buite nie. Dis 'n nasionalisme wat ruimte laat vir verskil en morele groei. En wie moet hierdie proses aan die gang sit? Wel, Lou se argument is dat 'n volk se toekoms nie iets is wat net met jou gebeur nie. Dit moet aktief gevorm word. En dit gebeur deur 'n bewuste, intellektuele voorhoede. Mense wat nie bloot objekte is wat deur die geskiedenis meegesleer word nie, maar subjekte wat aktief poog om die rigting daarvan te beïnvloed. So, as ons alles nou bymekaar sit, wat is die uiteindelike prentjie wat hierdie boek uit 1992 vir ons skets? Dit bring ons by die finale vraestuk wat dit aan die leser van daardie tyd en dalk ook aan ons vandag stel. Goed, om op te som, die eindprentjie lyk min of meer so. 'n Doelbewuste poging om Afrikaner-identiteit te red van die wrakstukke van apartheid. Die visie is vir 'n toekoms wat nie op politieke beheer gebou is nie, maar op kulturele selfbeskikking. Dis 'n oproep om oorlewing te kies, maar op heeltemal ander terme as die van die verlede. En dit los ons met 'n diep vraag. Een wat eintlik veel wyer strek as net Suid-Afrika in 1992. In 'n wêreld waar grense al hoe meer vervaag, wat is die rol van 'n nasionalisme wat op 'n spesifieke kultuur en taal gebaseer is? En is hierdie idee om politieke magprys te gee ten gunste van kulturele oorlewing, is dit 'n lewensvatbare strategie of is dit bloot 'n laaste desperate skuif? Die antwoord, wel, soos die boek self erken, is alles behalwe klinkklaar.